Goeiemôre, dit is donderdag 21 Mei 2026 en ek groet julle hier van die walle van die Groot Rivier. Gisteroggend het ek met julle gepraat rondom die gesprek waar ek mense waarsku en hoekom ek dit doen. En dit is so belangrik dat mense besef hulle moet kan raak sien en hulle moet kan hoor en hulle moet daaraan gehoor kan gee en nie net sê wanneer dit die dag gebeur, dan sal ons gereed wees en dan sal ons optree nie, want jy gaan onkant gevang word. En daar's 'n baie groot wanpersepsie dat veilige woonbuurte, veiligheidskomplekse, dat dit veilig is daar binne. En ons sien so dikwels dat dit nie die geval is nie. En ek wil nou vandag met julle gou praat oor 'n insident wat plaasgevind het, reeds in 2020 het dit plaasgevind waar 'n man met die naam van Wayne Giles en sy vrou Jenny Giles waar hulle breedaardig vermoor is binne in 'n veiligheidskompleks. Die dogter is ook raak geskiet en dit is daar in die Fly-in Estate in Elandsfontein naby Pretoria en dit was nou 'n inbraak wat plaasgevind het en die armed robbers het nou maar net gedoen wat hulle kan. Die man was in die kop geskiet terwyl sy vrou in die bors geskiet is en die dogter wat oorleef het is in haar heupe gewond. En dan die seun is die een wat ontsnap het. Mense, dis in 'n veilige kompleks. En ons wil so dikwels nie glo dat dit moontlik is om te gebeur nie. Ons bly in 'n baie gevaarlike land en ons vergeet dikwels net hoe kwesbaar is ons as inwoners. Dan het ek 'n brief ontvang gisteroggend wat ek baie graag vir julle wil lees. En dit gaan rondom voorbereiding. En ek gaan dit vir julle voorlees en luister baie mooi. Ek wil jou graag 'n bietjie terugvoer gee oor die onlangse storms hier in die tuinroete en veral in Setshild waar ek en my vrou tans is. Ons kom van die vervalle Gangster Paradise in Rustenburg af. Ons het die dorp verlaat en doen nou die langstaan ding met ons woonwa. Die leefstyl pas ons goed en ons ervaar ten minste plekke met minder misdaad en beter dienslewering. Dit waarvoor jy mense waarsku oor gereedheid tydens anargie, het ons sommer binne net 1 week self ervaar met krag wat vir ongeveer 'n week af was. Water het ook 'n probleem geword as gevolg van swak onderhoud deur die ANC geleide munisipaliteit van Knysna en Sedgefield. Die beskikbaarheid van gas het 'n probleem geraak en jy moes omtrent 2 ure wag om 'n klein gasbotteltjie vol te maak. Jy kon nêrens in Sedgefield lampolie kry nie. Gedurende daardie week het die internet ook ingegee omdat die torings se batterye pap geraak het. Ons was letterlik van die buitewêreld afgesny en ons kinders was baie bekommerd omdat daar nie kontak was nie. Dinsdag en Woensdag kon mens slegs kontant aankope doen weens die internetprobleme. Hier woon redelike welgestelde mense en die meeste het sonpanele. Maar weens die gebrek aan direkte sonlig gedurende daardie tyd kon die batterye nie behoorlik laai nie. En mense moes ongelukkig kos weggooi wat begin sleg geword het. Die slotsom is dat ons gedink het, dis die sleutel. Ons het gedink dat ons is gereed vir hierdie noodtye. Ons was verkeerd. Ons positiewe is egter dat ons baie geleer het
en nou 'n paar dinge in plek sal kry om die volgende situasie beter te kan hanteer. En ek gaan nie die skrywer se naam noem nie, maar dit is belangrik, hier sit ons met 2 gevalle. Ons sit met 'n geval waar 'n veiligheidskompleks vir jou 'n gevoel van vals sekuriteit gee, waar 'n paar vermoor is in 2020 waarvan die moordenaars tot vandag toe nog nie opgespoor is nie. Hulle het baie min goed gesteel en is daarmee voort. Maar 2 mense het met hulle lewens daarvoor geboet. So nommer 1 is dit aanvaarbaar om mense dood te maak om iets te steel. Maar ons sê ons is reg. Hulle kan maar kom hier by my, ek sal vir hulle skiet. Tog gebeur dit met mense wat bewapen is. En in hoeveel gevalle word mense nie met hulle eie wapens vermoor nie. Dan hierdie egpaar wat lank staan doen daar in Sedgefield, wat die probleme rondom dienslewering ervaar het, die probleme rondom kragtoevoer, probleme rondom internet en kommunikasie toevoer, om gas in die hande te kry om te kan kook, was daar probleme mee. En dan die belangrike woorde wat hy sê, ons het gedink ons is gereed vir enige noodsituasie. Van nie glo dis onveilig waar ons is nie, tot waar ons gedink het ons is meer veilig en ander probleme toegeslaan het en ons het gedink ons is gereed. En nou het ons baie vinnig moes aanpas om wel gereed te wees vir wanneer dinge verkeerd loop in Suid-Afrika. En ek gee hierdie 2 gevalle vir julle juis, sodat julle kan verstaan dat ongeag hoeveel jy vir jou huis in 'n maand betaal, hier betaal, in die kompleks te bly, julle eie water en alles wat daarmee saamgaan, wil ek net vir julle wys dat in die plekke wat as veilig gereken word, daar ander omstandighede is wat jou gaan tuister, omdat jy nie behoorlik voorbereid is nie. Dit word van ons nou verwag om langtermyn te kyk vir goed wat nog kan gebeur, sodat ons reg is indien dit wel gebeur. Want ons kan dit nie los vir die dag wanneer dinge skeef loop nie, want dan is dit te laat, want dan gaan jy nie meer jou klein gasbolletjie kan volmaak nie. Dan gaan jy nie in die hande kan kry wat jy in die hande moet kry nie. Dan is dit 'n kwessie van jy moet daar sonder gaan. En terwyl ons hierdie tyd het wat ek noem genadetyd voorbereiding, doen soveel as wat jy kan met dit wat jy het. Want dit wat op pad is baie erger as wat ons dink dit gaan wees. Want ons gaan dink dat ons gereed is, maar ons is nie. Ons het gedink dat ons veilige kompleks waar binne ons bly genoeg beskerming vir ons gaan bied. Dit het dalk nie. En dit is die klas van goed waaroor 'n mens moet dink wanneer jy praat van 'n noodplan wat in plek moet wees. Dan vra selfs vir Grok of enige AI model om te sê, as geweld en anargie in Suid-Afrika uitbreek, wat staan my te doen? En jy sal agterkom dat hy het 'n paar stappe daar ingevoeg, maar uiteindelik sê hy, jy moet die regte besluit op die regte oomblik kan neem om pad te gee, terwyl jy nog kan pad gee en alles nie toegemaak is nie. So jou voorbereiding moet 'n roeteverkenning insluit. Dit kan nie op 'n kaart uitgekyk wees nie. Dit moet fisies gery word. Jy moet in spitstyd gaan kyk waar is die makliker uitkomste wat daar is en wat daarmee gepaard gaan. Nou ek waarsku en die tyd vir waarskuwing hardloop uit.
want ons moet nou begin doen, hierdie praktiese goed in plek sit, want as selfs AI die gevaar begin raak sien, optel in die gemoedere reg rondom oor die internet en wat mense sê op X en oral rapporteer op Facebook, as al daai goed bymekaar kom, dan skilder dit vir ons 'n baie donker prentjie. Berei voor. Raak deel van 'n effektiewe noodplan. Stuur 'n e-pos na admin@suidlandbb.co.za as jy wil aansluit. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug met julle. Mooi loop, lekker dag en kyk en hoor en sien. Wees veilig.